Kom ons sing dit en ons steek ons hande uit vanmorgen na die Here toe. Kom ons kry jou pas op die Here vanmorgen. Kom ons sorg dat ons hou mas op sy sloop gelei vanmorgen. Hy wil met jou ontmoet. Hy wil jou aanraak vanmorgen. Yes. Reach out and touch the Lord as He passes on. And last of all, reach out and touch the Lord as He passes by. You will find He's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. Terwyl die musiek saggies speel, julle sitplek inneem. Yes, Lord. Oh, Koshata Kabala Kabala. Spirit my nog een keer is. Terwyl die oë sluit en die Here aanbid en die atmosfeer indrink vanmorgen. Baie dankie, die Here seën vir julle. Wat atmosfeer. Ek wil dit vir jou verklaar, dat jy sit regstreeks in die teenwoordigheid van 'n God wat lewe. Amen. En sy naam is die naam oor alle name. By die noem van daardie naam bewe die poorte van die hel. Duiwel sidder. Die enigste naam wat gegee is, waardeur ons gered kan word. Die naam wat hemel en aarde verenig te sal. Die naam van Jesus Christus. So dankbaar vir elkeen wat hier is vanmorgen. Ons word nie beïnvloed deur getalle nie. Ons is alles gewoond. Ek het nou vir Herman by die woonbaar wat die kosse verkoop gesê, die feit dat ons nie die kampterrein hierdie jaar tot ons beskikking het nie, kan jy dit voel en jy kan dit sien. Maar daar is 'n rede hoekom God dit toegelaat het. As hy mense hierdeur moet red, wat die besluite geneem het, dan gaan hy hulle red. As hy kandelare moet omstamp, dan gaan hy kandelare omstamp. Hy is God, he's God all by himself. Maar ek glo dat God het 'n afspraak
soos wat hy die gastelys opstel by elke diens. Daarom is dit belangrik dat jy nie 'n diens moet mis, dat jy in 'n ritme kan kom. Ek loop hier op en af, die Here praat met my en sê vir my, ek wil hê julle moet in my ritme kom, in my ritme. En ek sê, julle, wat beteken dit? Hy sê, ek wil hê julle moet julle agendas opskeer en my agenda soek. Amen. En die afgelope tyd het die Here met my gedeel ook, dat hierdie naweek is die geboortepyne van apostoliese herlewing. En ek sou elke amen gevat het wat ek kon kry, maar is reg. Ek gaan net so lekker preek as wat jy saamgesels. Ons is gebore met 'n kreet op ons lip op die dag van Pinkster, en die duiwel en sy trawante moet kennis neem wanneer ons hierdie wêreld gaan verlaat, gaan ons hierdie wêreld verlaat met 'n kreet op ons lippe. My onderwys. Hulle gaan ons mis. Hulle gaan die Pentekostal houers, rondhardlopende, springende, juigende mense, hulle gaan ons mis. Ek hoor jongens praat en hulle praat die vraag baie jare terug by Jimmy Swaggart, hulle praat Pastor Jimmy, die Here Jesus het nooit op en af gespring nie. Die Here Jesus het nooit geskreeu nie. Die Here Jesus het nooit te kere gegaan soos julle ouens nie. En ek het vir 'n oomblik gedink, you're right. Yes, it's the truth. He never jumped, he never shouted. But everybody he touched, they did it. En wanneer God jou aangeraak het, en wanneer God jou pad langs gekom het, was jou, dan kan 'n interhoorse spirit nie eens daarmee vergelyk word, die glo my. Niks kan met die teenwoordigheid van God, en ons juis sien dat nie het. God raak maar net so, want wanneer God in sy volheid moet opdaag, sal niemand op hulle voete kan staan. Amen. Hy sê vir langs jou, hierdie is die geboortepyne van apostoliese Pinkster herlewing. En ek kyk gisterand na hierdie paneel en ek gaan begin vloei. Ek hou nie van tradisie nie, ek hou nie van 'n paar skrippies en 'n paar goedjies sê en amen en dan gaan ons huis toe nie. Ek hou ook nie daarvan om te kyk hoe lank kan ek kerk hou nie, glad nie. Maar ek is ook definitief nie 'n prediker wat glo dry cleaning services nie, in by 9 en uit by 10. Ek wil hê God moet sy doel bereik vanmôre. En dit wat ek met jou gaan deel, gaan ons juis oplei, nagestraand, met dit wat God vir ons gestoor het. En hoor my mooi, as ons wil herlewing wil sien, die enigste herlewing wat kan kom, is die herlewing van die apostoliese Pinkster waarheid met die naam van Jesus Christus. Jy sal dit later verstaan. En gisteraan kyk ek na hierdie panier hier agter my, en ek kyk na hierdie figuurtjie van Jesegiel en ek kyk na hierdie beendere wat hier lê. Dis klaar met hulle. Dis gedaan met hulle. En terwyl ek so na dit staar, begin die Here met my deel. En hy sê vir my, kyk mooi na hierdie beenere. Dis gedaan met hulle. Hulle teruggeval, hulle teruggesak. Hulle lê verstrooid in daai vallei. En die stem van die Here kom tot my pertinent en hy sê vir my, een van daardie beenere het jou familie se naam op.
Een van hierdie bene wat daar lê, het een van jou vriende se name op. Hy sê vir my so duidelik, kyk mooi, van hierdie bene was op 'n tyd predikers, wat voor my gedans en gespring het. Hulle naam is daar. Hy sê, kyk mooi, van julle, wat hier sit en staan, sy naam is daar. En ek het begin huil oor die Here en ek het besef, hulle wag, hulle lê en hulle wag net vir 'n woord. Iemand daar buitekant wag net vir 'n woord, om in lyn te kom. Hulle wag vir jou en my, om in lyn te kom, Pastor Bertie, om in lyn te kom met God, en sy beplanning, en sy agenda, sodat ek en jy kan uitroep, 'n woord, anders gaan hulle dit nie maak nie. Hier is 'n goddelike waarskuwing vanmôre, dat God waarsku ons vanmôre. Ons het in die ou jare gehoor dat ons voorgangers 'n lied gesing het, sal ek met leë hande voor God gaan staan. Ek wil met jou Bybel oopmaak by Psalm 51. Vers 19. Psalm 51 vers 19, as jy dit het, sê amen. Kom ons staan, terwyl ons die woord van die Here lees, uit respek vir God se woord en gesalfdes teenwoordig. Vers 19, die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Psalm 51:19. Dan blaai jy om na Matteus. Matteus 12, vers 20. En hy verklaar die volgende: 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. En op sy naam sal die heidene hoop. Here, baie dankie vir die woord. U wat was en wat is. U wat die Elohim van die skepingswerk is. U wat die Alpha en die Omega is. U wat die begin en die einde is, die wit lelie van die dale, die wit roos van Saron. U wat die pottebakker is, Here, u wat die ware wynstok is, u wat die groot geneesheer is, Here, u wat voor ons uittrek as die argios, die argitek van hierdie verlossingsplan. U wat was en is en sal wees, u wat heilig, heilig en heilig is, wat geprofeteer het deur die profeet, wat kyk 'n kind sal ons gebore word, en hy sal genoem word omdat die wêreld se mag en die hemelse autoriteit op sy skouers rus, sal hy genoem word, Here, die waarmaker van u woord, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, Here, u wat is tot in alle ewigheid, die Emmanuel, God met ons, wie se naam Jesus Christus is, wat is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos, u wat in ons woon, Christ in us, the hope of glory. Dis daar u toe wat ek vanmôre kom en vra, Here, kom en neem elke gedagte gevangene in Jesus naam, onderworpe aan u gees, Here, in eenheid, Here, en samehorigheid, en gee ons 'n geoefende oor om te hoor wat u vanmôre met ons wil deel in Jesus naam. En die volk van Here sê amen. U kan die sit plek neem.
Ek het 'n opdrag 'n paar weke terug gekry in my gees, hoe die Here met my deel en hy my sê die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal u o God nie verag nie. Want 'n geknakte riet sal u nie verbreek nie, en 'n lampet wat rook sal u nie uitblus nie, totdat u Here die reg tot oorwinning uitbring. En my opdrag is vanmôre baie eenvoudig. En ek glo dat saam met my werk en saam met my vloei in die ritme van die Heilige Gees van God. It's time to dismantle your glory. Ek gaan dit herhaal. It is time to dismantle your glory. In Afrikaans is dit baie maklik. Ontmantel jou eie glorie. Is jy met my? Sê vir een langs jou, ek gaan met jou praat. Ons het die kuns verloor. Hoe om die Here te aanbid en te loop en te prys. Ons het die slag verloor. Hoe om die Here te eer. Vanmôre kom hy met 'n koortjie en hy begin in hierdie plek in beweeg. Receive Walker, a blind man healer. Ons het vergeet wie hy is. Ons aanbid hom nie meer vir wie hy is nie. Ons aanbid hom vir wat hy is. Wie hy is ver verhewe teenoor wat hy is. Want wat hy is in ons oë is die beloner van hulle wat hom opreg soek. Wat hy is die een wat vlees geword het en aan die kruis kom hang het en vir ons gesterf het. Dis wat hy was. Maar wie hy is, sukkel ons om saam te vat in die idee van ons mentaliteit en die beperking van ons breinfunksie om die grootheid van hierdie God se omvang en almag te bepaal en vas te vang vir 'n oomblik. En ons sukkel daarmee. Hoor mooi. Dit is beskiklik moeilik vanmôre om hierdie woord met jou te deel, omdat dit half oorvleuel met wat Saterdag aand gaan gepreek word. Maar ek moet my inhou om by dit te bly wat ek vanmôre wil oordra. Hy is so almagtig. Sefanja 3:17 sê, hy verheug hom oor jou. En as hy hom verheug oor jou, die woordjie verheug is goel, G-U-W-L in Hebreëus. Dit beteken to spin around. En wanneer ek die jong prys vanmôre op sommiges wat hom geprys het soos vanmôre. En wanneer ons begin dans voor die Here, en wanneer ons begin spring voor die Here, dan kom hy met 'n manifestasie ons midde in, en hy kom met 'n krag, en hy kom met 'n vuurtornado, en hy kom met die salwing, en dit is die oomblik wanneer hy spontaan julle vernietig en mense gesond maak. Ons het dit verleer. Ons het dit verleer. Want die kerk het agter 'n spul vernuwing aangehardloop. Die kerk het agter veranderings aangehardloop. Hoor mooi, ek wil nie te diep gaan nie, maar ek wil hê moet bestaan. Ons loop met laste, ons loop met pyn, ons loop met sonde. En ons wil in die teenwoordigheid kom van 'n God wat heilig is. En ons wil hê, hierdie God moet net die hele tyd gee en gee en gee, terwyl hy vra vanmôre, ek soek jou aanbidding. Jy moet by my bly. Dis baie mense met swaar laste wat hier sit vanmôre. Dis mense wat kwaad is. Dis mense wat opstandig is. Dis mense wat met sonde loop. Hier is mense vanmôre en wat kyk as dit opgeneem word. Hier daar is mense daar buitekant vanmôre wat God probeer dien. Maar die laste is so swaar. Die eie ek is so swaar.
Die trots is so swaar. Ek sukkel om by God uit te kom. Ek kyk hierdie ouens wat vanmôre spring en te kere gaan, en ek dink, waar val julle uit? En vandag vir jou sê, dat as jy dit hier kan doen, jy moet nie dink jy gaan dit in die hemel kan doen nie, jy gaan dit nie maak nie. Want in die hemel gaan daar en jy, ons gaan jy, daar in die Heer, ons gaan kroon. Wil jy vir my sê, ons gaan dit so staan met handjies gevou en sing? Nee. Maar ons het die kuns verleer, hoe om hierdie God te entertain, wanneer hy ons besoek. En vanmôre het ek 'n waarskuwing dat God sê, ek wil nie meer besoektye hê nie. I need full custody. Ek soek jou alles. Ek wil jou alles hê. Het ek nie gesê in Deuteronomium 6 vanaf vers 4, dat hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here nie. Het ek nie gesê, skerp dit by jou kinders in, by hulle sit en staan en kom en gaan nie. Het ek nie gesê, dat jy met my lief hê, met jou hele wese, al jou krag, met alles. En al wat ek vir julle kry, sê die Here, vir Suid-Afrika, is halfgebakte, uitgedroogde lofprysing en aanbidding, dat die koorleiers moet sukkel om julle soos ou forts net opgewend te kry. En teen volgende Sondag moet ons weer alles van voor af begin, en ons kry net nie die geleentheid om van die salwing ook te beweeg na die heerlikheid van die habitat van God is. En elke Sondag is dit dieselfde herhaling, en die week het my plat geslaan. Ag, pastoor, maar so onder die omstandighede. Die probleem is, jy wil oefen in die week wat jy Sondag ontvang nie. Ek kan onthou, toe ek klein was JJ het gisterand so 'n bietjie aan dit geraak, maar sy pa en my pa was 'n lang ou groot ou soos Wouter, en as my pa my pak slaag gegee het, dat het my op sy skoot getel, en dat hy saam met my gehuil, en ons vertel hoekom hy ons geslaan het. Ek dank God vir daai twee goddelike ouers, wat ek in my lewe kon hê. En baie kere het ek in die huis ingehardloop, na 'n dag by die skool waar dinge nie lekker geloop het nie. Dan het ek op my pa se skoot geklim, en hy het gesien ek is onrustig. My pa was net hierdie tipe ou, dat as jy op sy skoot klim, dan weet hy moet nou stil bly, en dat jy net so 'n bietjie uitpak oor hoe was jou dag, en dan jy uitgepak het, sit nou groot harige arms so om jou lyfie, as jy's nou veilig hier by pappa. Ek sal jou battles vir jou fight. Ek gaan môre saam met jou skool toe, en ek sal dit gaan uitsorteer wat verkeerd is. Ons het vergeet dat die Bybel sê ons moet soos kinders word om die koninkryk van God te ontvang. Ons het vergeet wat dit is om op die pappa van die hemel se skoot te klouter en om te sê, Here, ek is deur 'n moeilike paar dae. Here, my gesondheid is deur 'n moeilike paar dae. Here, ek het U nodig meer as ooit tevore, en net stil te raak by die hartklop wat ons hoor van 'n Vader wat omgee, wat sy arms het om ons wil sit en sê, ek sal jou battles vir jou veg, jy moet net stil wees. Het ek nie gesê, dis ek wat voor jou uittrek nie. Is dit nie ek wat gesê het, al gaan jy deur die waters, dit sal jou nie misdroom nie, al gaan jy deur die vuur, dit sal jou nie skroei nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek kan 'n paar ouens noem wat ek hier sien sit vanmôre, wat deur hel en high water kom, maar ek wil vir jou sê, ons kan wel deur die hel gekom het, maar ons ryk soos die hemel vanmôre. Het jy dit gevang? Ek selfs kan deur die hel kom, maar ons ryk soos die hemel vanmôre. Harabasanda. Hey, kitaka kutoro sadakata, yapakabahata, sakarabasai. Ek lyk soos die hemel, al voel my vlees soos die hel. Maar ons het dit verleer, want hy soek ons volle aandag. En ons probeer God analiseer met die beperking van ons brein. Probeer mense God analiseer.
Ek kom jou katholieke kerk deur die eeue en hulle probeer God analiseer en hulle bring dogmatiese stellings in en leerstellings in wat die kerke vandag aanhang en hulle weet nie dat eintlik hang hulle die leerstellings van die hoer van Babylon aan nie, die hoer wat op die draad kry nie, daardie hoer wat die bloed van die heiliges drink. En my oorspronklike Hebreëus en Grieks sê, sy drink nie net die bloed van die heiliges wat gemartel is, pastore, sy drink die bloed van Jesus Christus. Maak 'n bespotting daarvan. En ons probeer hierdie God analiseer, terwyl Lukas 19:41 sê, jy het nie eer geweet wat ek na jou toe kom nie, jy het nie geweet wat ek na jou toe kom nie, maar nou is ek hier. En wat vind ek, en waarmee vind ek julle besig? En vanmôre sit ek en huil in die huis, want ek net toe kom ek sê, my vrou, en gisterand die volgende, ek kan nie onthou nie, en ek sê, my vrou, ek weet, ek is stikkend die binnenkante, waarmee gaan die Here ons besig vind, as hy vanmôre sou kom? Hulle wat vanmôre in kerke moes wees, hulle wat vanmôre by konferensies moes wees, lees soos 'n klomp duiwels en 'n klomp anders en 'n klomp kawane en bak op die strande van die see en die plesieroorde en bak in die son, man, met hulle tangas aan. Hoor my mooi vanmôre, dat hierdie is die uur en hierdie is die laaste uur en hy gaan sy bruid kom haal en bitter baie gaan agterbly, hulle gaan dit nie maak nie. Die almal wat my sê, jare sal ingaan nie. Die almal nie. Luister mooi, ek het na my eiendom toegekom en hulle het my nie ontvang nie, sê die Here. Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, pastore, en die einde van daai pad is die hel, is verwoesting, is dood. Luister mooi, God wil nie net dat ons moet skrifte memoriseer nie, pastore, broeders en susters, hy wil hê ons moet hom ken na die volheid van wie hy is. Paulus bid die gebed van die apostels en hy sê, sodat julle die diepte, die breedte, die hoogte, die lengte van hierdie God kan ken, sodat die volheid van die Godheid in julle kan woon. En jy wil vir my sê, ek kan hierdie God nou saamvat en Paasnaweek skiep en ek kan daar op die branders gaan ry en ek kan in die sand gaan lê en bak in die son en ek kan met my tangas en man, dis hoekom die kerk is wat die kerk is vandag, want ons lyk soos die wêreld, ons trek aan soos die wêreld, ons stink soos die wêreld en ons doen soos die wêreld. Dis hoekom daar niks in hierdie kerkewêreld gebeur nie. En almal huil oor die petrolprys en almal huil oor die dieselprys en al die kospryse en alles wat nou daarmee opgaan. En almal in Amerika oral, hulle huil oor die petrolpryse wat opgaan, maar dieselfde oomblik stuur hulle vuur per maand se kant toe wat miljoene dollars kos. Want jy vir my sê daar's nie 'n rot en 'n slang in die gras nie. Hulle het al die geld om te mos, beseker gemos, maar hulle het die geld op die duiwel is besig om die nuwe wêreldorde in plek te sit in die kerk slaap op die skoot van hulle. Wel mooi, as jy met my, as jy die alweek kan sê dieselfde. God roep ons na 'n nuwe vlak van intimiteit. Hy wil sy karakter aan ons openbaar. Ek wil vir jou sê, as jy die openbaring het wie God is, sal jy nooit weer dieselfde wees nie. Jy sal nooit weer dieselfde wees nie. As jy God se karakter het en verstaan, sal jy nooit weer dieselfde wees nie, want die Here wil ons so nader trek, dat ons die aroma aan hom van die hemel ruik. Ek gaan dit herhaal. Hoor mooi, hy wil ons so naby aan hom trek. Hy wil ons so nader trek aan hom. Sodat ons die aroma van God en die hemel kan ruik. En as jy dit een keer geruik het, sal jy niks meer van hierdie wêreld wil weet nie. Hoor mooi. Die mense verstaan dit nie. Maar hoekom? Want ek en my sê, ek gaan hemel toe. Want Dominee het gesê, jy moet net jou hart vir die Here gee. Wys vir my in die Bybel waar enige iemand 'n hart vir die Here gegee het. Wys dit vir my. Waar het hulle harte vir die Here gegee? Hulle het hulle bekeer. Hulle het hulle harte
te besny. Hy het kliphakke harte uitgehaal en vleesmekaar toe gesit. God sê, ek wil nie jou hart hê nie, ek wil jou alles hê, man. Daarom bekeer julle, sê die woord van die Here. Jy sien, dis afgewater my oom. Dis afgewater. Ek is bly sit hier naby my, want sy pa was ook 'n pastoor en hulle preek die waarheid wat ek preek, so hy sal my beskerm. Bid vir my, hoor. Maak my rug toe. Hoor mooi. Die enigste deur na die secret place. Jy kan nie. Jy, hoor mooi. As jy dink jy gaan hierdie tyd oorleef en jy het nie 'n secret place in God nie, gaan jy dit nie maak nie. As TV en sosiale media en Netflix en stories en flieks jou lewe oorheers, jy gaan dit nie maak nie. Sport, jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan dit nie maak nie. Jy het 'n secret place, daardie plek in jou huis waar net jy en God intiem kan verkeer. En as die mense dit gaan maak nie, hoe dink die pastore gaan hulle dit maak as daar nie intimiteit met hulle tussen hulle en God is nie? Ek bring jou boodskap van hoop, jy gaan nou verstaan hoekom ek dit sê. Is tyd dat ons elke distraction een kant toe neersit en fokus op siel, gees en liggaam om die Here in oorgawe te aanbid en te dien. Staan voor jy langs en sê, ek praat met jou. Ons kom kerk toe om iets te ontvang, terwyl ons by kerk toe kom om die Here te bedien. Is julle met my? Hier is net die gebou. Ons is die kerk. We are the church. Daar's niks daarmee te stry nie. Die Jesus naam kinders van God is die kerk, is die bruid. En God is besig om nou uit die kerk en wêreld sy kerk te roep. Sy bruid by mekaar te maak. Jy gaan dit hoor. Hoor mooi, hy's besig om sy bruid by mekaar te maak. En hoor mooi, God roep uit vandag. Julle wil net hê. Julle wil net kyk na my hande wat ek kan gee. En al wat God vanmôre vra, is daar iemand wat my liefhet? Is daar iemand wat my liefhet vanmôre? Bly by my. Psalm 103 sê, vers 1 sê, bless the Lord, oh my soul, and always within me bless his. Ons sing, Lord bless me. Hoor jy wat wees ek besig? Ons wil net hê die Here moet die hele tyd ons bless, terwyl hy uitpraat, daar iemand wat my kan bless. Met 'n totale oorgawe van lofprysing en aanbidding. En ons was, Pastor JJ, Pastor Surita, ons was vanmôre naby, hè? Ons was vanmôre naby aan sy troonkamer, as die ouens net daai next step into the water. As ons net daai een next step gegee het, wil ek jou sê, het ons eers vanmôre gepreek nie, het die Gees van God net oorgevat. Maar die probleem van die kerk is, ons het te veel toeskouers in plaas van deelnemers. Bless me if you can. Bly by my. Indien die hemel 'n hall of fame, weet jy wat is 'n hall of fame, Wouter? Daar die saal waar trofees uitgestal word van Gods manne en vroue deur die eeue. As jy wil weet hoe lyk 'n hall of fame, Tony, dan gaan lees jy net Hebreërs hoofstuk 11 van die Gods manne en vroue wat God behaag het, wat in die hall of fame van die hemel is. Maar as daar een persoon is vanmôre wat die hall of fame bo aan die hele lys is, dan is dit daai ene. As daar een is wat bo na die hall of fame moet wees as 'n mens, so daai ene. As ek haar naam roep, gaan julle dalk weet, ek praat nou van daai ene wat die
die kerk nie wil hê nie. Vanmôre het die Here gesê, die genooides was genooi en hulle het nie gekom nie. Gaan en gehaal die wat nie genooi was nie. Jy weet, ek praat van daardie Maria Magdalena. Julle weet wie Maria Magdalena was. Daardie een wat op 'n tyd 'n hoer was, wat op 'n tyd haar liggaam verkoop het vir geld, vir inkomste. Julle weet van wie ek praat. Maria Magdalena. As daar iemand is wat in die Hall of Fame aan die boonste lys van die name moet wees, is dit Maria Magdalena. Julle weet my? Julle weet wat Maria van praat. Die een met die albasters met daardie naakte salf olie. Is 'n salf as jy hom begin so vryf, dan word hy jou olie in jou hand. Julle weet daai Maria Magdalena. Julle weet daai Maria, hè? Julle daar's vir julle lewens ook van hulle. Julle weet. Julle praat gereeld van daai een en daai ene. Daai ene wat ons in die minste gaan verwag. Daai ene waarvan jy so gereeld praat. Daardie. Ja. Die disciples was so geïmperres deur haar optrede. Luister vir my. Dat hulle haar weggejaag het. Daardie Maria wat stink. Wat hier by die kan instap. Van die straat af. En almal kyk, wie sy? Ek praat van daai Maria. Daai wat ons hier wil hê. Wat haar naakte uitroep na God gaan ons in 'n verleentheid stel. Want ek en jy het so gemaklik met God geword dat ons het dit verleer om regtig soos 'n naakte offer op die altaar te lê. Julle weet, daai Maria, bly by my. Die disipel het haar weggejaag. Want sy mors kosbare olie. Hulle sê, meester, wat gaan hier aan? Besef hierdie vrou, daai ene, besef sy nie hoe duur is hierdie mensie, met die naakte salwe. Julle, dis duur, kom ons jaag haar weg, want sy is besig om kosbare goed te mors. En Jesus sê, no. It's not a waste. I call it worship. I call it worship. Sy met my, stam geree langs vir jou, sê, is nie nou tyd van 'n middagslaap hier. I call it worship. Jy kan ook so sit en slaap. Dan gaan jy by jou stoel afval. Halleluja. I call it worship. En die hemelse Hall of Fame is oorlaai met hulle. Manne en vroue wat vanmôre hier kan instap, en ek en jy gaan bitter skaam kry. En ons gaan besef hoe naak is ons werklik voor God. Tussen in die kerkdienste soek ons die hand van God, terwyl ons sy aangesig moet soek. Intussen is daar soveel plek by die voete van die Here. Sê ek op die langs sê, daar's baie plek by die voete van die Here. Het julle al ooit gewonder hoekom is daar baie plek by die voete van die Here? Because almal is daar by die Here se hande, hulle soek 'n handout. Hulle soek wat hulle kan kry by die Here. Want daar is 'n paar Marias wat weet wat dit is om vanmôre by die voete van die Here tyd te spandeer. Is jy met my? Is tyd dat ek en jy verstaan wat hier gebeur. Ek het 'n verlange vanmôre en ons het Woensdag aand dit gehoor. Ons het 'n verlange dat God homself moet demonstreer. Maar hy gaan hom nie demonstreer aan mense wat hy nie meer kan vertrou nie. Hy is te heilig. Hy is te heilig. Godsdienst het cheap geword. As jou godsdienst jou niks kos nie, dan het jy 'n cheap godsdienst.
Want as ek Hebreërs 11 lewe, dan sien ek wat het godsdienstmense gekos. Hulle is opgesaag in stukke, hulle is verwoes gegooi, om gevreed te word, hulle is lewendig verbrand, hulle is gekruisig, hulle is onderste bo gekruisig, hulle koppe is afgekap, hulle is in die helde, hulle bene is oopgesplit as in 'n regdeur, tot by hulle koppe deur, met 'n saag, 'n treksaag, is hulle middeldeur gesaag, hulle is verniel, hulle is doodgemaak, vir die naam van Jesus Christus, dit het hulle 'n prys gekos, en vandag se kerk, prosperity, all the way, bang toe, met 'n groot glimlag, en die predikers hou die paasnaweekie, hulle gaan op vakansie in Italië. En ek wil dit vir die kamera kyk en sê, daardie pastore of daardie predikers, wat mense in 'n ry laat staan, en die een gee 'n koevertjie, dat hy vir hom bid, as daar fout is, en die ander ene gee 'n koevertjie met bietjie meer in, as hy profetiese woord sê, hey, pastoor, prediker, wie ook al is, jy is op pad hel toe. God se woord is nie te koop nie. Hierdie is nie te koop nie. Die salwing is nie te koop nie. 'n Koning het die apostels gedraai in Handelinge en hy het gesit op sy troon en hulle probeer met geld. En my Bybel sê, hulle het gesit en kyk hoe die wurms hom opvreet. Lewendig. Ja. Hier was die probleem. Die bottom line, die kerk lees God nie. Dis hoekom ons kan praat en sê en doen wat ons wil, want ons besef ons van verantwoordelikheid gee vir elke woord wat ons sê. Hoor mooi, Lukas 7 vers 36. Ek wil vir jou gou iets wys. Is julle met my? As ek ons hier 'n konferensie te hou. Lukas 6 vers 36. Lukas 7 vers, Lukas 7 vers 36, hier lê my pen wat ek gesoek het. Hy sê, en een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet. Kan ek plan dat julle mooi luister wat ek nou gaan lees, want ek gaan nou met 'n spoed inkom om te land met 'n demonstrasie. Hoor mooi. En een van die fariseërs, 'n fariseer, weet wat 'n fariseer? Maria Magdalena. Sê dit kliphard. 'n Maria Magdalena. 'n Maria Magdalena. Hy's erger as 'n Maria Magdalena. Hy's 'n verraaier. Ja. Hy's 'n rugsteker. Dis hulle wat die Here die palmtakke geswaai het laas Sondag en toe deur die week was dit hulle wat uitgeroep het kruisig. En hy het hom genooi by hom te eet en hy het in die huis van die fariseer gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was, verneem dat hy in die fariseer se huis aan tafel was, het sy albaster fles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi dit sien, sê hy homself, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en wat 'n soort vrou dit is. Ja. Wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. Kyk gou vir my. Hierdie prostituut. As Jesus net geweet het wie raak aan sy voete en wie se trane drup en wie se hare gebruik word om die voete af te droog. As hy net geweet het sy's 'n prostituut, 'n sondares, maar wat hierdie arme fariseer nie verstaan het nie, dat die impak wat sonde op haar gehad het, het geen impak op hom gehad nie, want hy was God geopenbaar in die vlees, sondeloos. En hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. So moenie vir my kom sê die duiwel het dit en die duiwel het dat nie. Dan het jy bietjie niks hier binne nie. Maar as jy Christus in jou het, dan is hy wat in jou is sterker as hy die wêreld. Man, dan sal jy op ander straf en hulle koppe verbrysel. Jy sal gif drink en niks oorkom nie. Jy sal triomfeer in die opstandingskrag van hierdie Jesus Christus. Jy sal triomfeer oor elke storm van die lewe wat hy bestem aan ons verwinnaars moet wees. Amen. Hy is mooi en agter by sy voete staan gehuil en as hy net geweet het wie sy is. Vers 40. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon,
ek het iets aan jou te sê. En hy antwoord, meester spreek. Nou wil ek net weer gou sê, moet ek verder lees. Haar onreinheid kon geen impak maak op sy reinheid. Gaan dit herhaal. Haar onreinheid kon geen impak maak op sy reinheid nie. Want ek en jy ontvang liefde. Hy is liefde. Kom aan. Halleluja. Ons probeer rein wees. Hy is die bron van reinheid. Jy kan nie 'n impak op hom hê nie. Niks wat in jou lewe gebeur het, kan hom omkant vang nie. Niks kan hom surprise nie. Hy weet alles. En hy sê in vers 41, hy sê toe, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennies geskuld en die ander een 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan albei geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? Simon antwoord en sê, ek onderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel, maar hier kom die skrif nou. Hy sê, daarop draai is hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom. Water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, omdat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te sit. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes, wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig. Hoor mooi, en ek sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin iemand aan die tafel was by hulle self sê, wie is hierdie man, wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Ek wil alle aandag nou by my hê asseblief. Jy's 'n paar millimeter weg. Sê gou vir jou langs, net 'n paar millimeter. Sê dit. Jy's 'n paar millimeter weg van die kragtigste ontmoeting wat jy ooit met God gehad het. Bly by my. As jy die Here wil aanskou, sê vir my, is hier iemand wat die Here wil aanskou? Kan ek jou hande sien? Wie wil die Here aanskou? Wie wil die Here sien en ervaar en sy krag in aksie sien? Wie wil hê die Here moet homself aan jou manifesteer en demonstreer? Kan ek jou hande sien? Kan ek jou die pad verduidelik soet? Is om saam met Maria af te gaan na sy voete toe. Dit is die enigste plek waar jy hom kan aanskou vir wie hy is. Hoor mooi. Haal jou albasterfles vanmôre uit van waardevolle offer van aanbidding en lofprysing. Hier het niemand nodig om te staan en te sê, kom ons steek ons hande op nie, kom ons klap ons hande, kom ons sing. Nee, wat maak jy hier? Hoekom is jy vandag hier? Hoekom gaan jy na 'n kerkgebou toe? Hoekom? Hoekom wil jy saam met die ander by mekaar kom? Vir 'n besnapperingkie, vir 'n beker koffie? Hierdie is nie die kerk wat Christus bekleeds koop en vir mense uitgee om kerk toe te kom nie. Ons koop nie mense om kerk toe te kom nie. Die bloed van Jesus het alreeds die prys betaal. Ons is nie hier vir entertainment nie. Ek is hier om jou siel gereed te kry, dat die oomblik waar die Here kom, dat jy kan saamgaan en jy kan nie agterbly nie, jy wil nie agterbly nie, jy sal dit nie kan hanteer nie. Breek dan je handen op van jou vlees vermoorden. Dismantle your glory and you might find his face. Bly by my.
Sê veel mense wat net terughou. Hulle is te bang om oor te gee. En al wat hy wil hoor vanmôre, Jahwe, Adon. Sê net gou. Sê net gou. Net so. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve it. Wat laars. Ek dus met toe jy sê. Jy sê jy ons kom niks vra nie. Lord, I just come to talk to you. Ek wil net vir u kom vertel. Hoe afhanklik is ek van u? Hoe lief het ek u? Lord, I dismantle my glory to find your glory. Because you are worthy of it all. Hy is waardig om aanbid te word. Ek wil nie meer sien wat is in sy hande nie. Ek wil nie sien wat is in sy hande nie. Ek wil nie meer 'n handheld nie. I need him. Ek het hom nodig. My broer, as ek hom het ek alles. As ek hom het ek die handheld outomaties. Maar baie in die handheld en hulle verloor hom. Baie is so besig met sy werk. Hulle verloor hom. Baie is so besig soos Maria Martha, die een wat in die kombuis die hele tyd skoon hê, en sy mis die Messias. En sy wou en klaar die hele tyd. Hoe ek het gelaat, waar is jy? Die laat hy kom skorrel goed die uitgooi toe jy dans. Sy het sulke papiertjies aan haar met rosies en goed. En sy pluk hulle so af, terwyl hy lied speel en sing. En sy dans vir julle, en het val so om haar. En sy gooi jou klop skorrel goed daar. En een van die papiertjies soos hy voorbij beweeg, spring op, het jy dit gesien, Shelly? En het klou aan haar vas, aan haar rok. En die volgende vat en hy rooi doek, en sy kan hom op en sy swaai hom so, en soos hom swaai, daar gaan hy stuk papier. Daar is goed vanmorgen wat aan jou vastklou, jy skid het af, maar het wil jou nie afskid nie. Want die voordat jy jouself kan toemaak onder die kombers van die bloed van die Jesus, die gaan dit nie spontaan begin afval nie. En dit kan net gebeur, die waaragtige bekering, dit kan net gebeur, when you dismantle your glory, jou eie ek, jou trots, die vleeslike goed wat jou beheer. En mooi, wat is tragies, louter haar opponente, was nie die fariseërs nie. Het was die disciples. Hulle die hardste geskreeuw. Want gebrokenheid het 'n soete reuk vir die een wat gebroken aan die kruis gehang het. Het jy dit? Bly by my, ek is amper daar. Here, ek het nie bo enige mens of besitting op hierdie aarde lief. Kan jy dit vanmôre verklaar? Of is daar nog goed wat aan jou vasthou? Want jy net nog, dis hoekom mense nie wil hê die wegraping moet plaasvind nie. Hulle wil nog 'n bietjie sonde doen. Hulle wil net nog 'n bietjie van dit en nog 'n bietjie van dat. Maria, sy huil en sy was die voete van Jesus. En hier kom die klimaks. Sy uit by sy voete. En in die Bybelse tyd was die lang hare vir die vrou gegee as 'n heerlikheid, as 'n bedekking. Hoor mooi. En hulle het dit so op hulle koppe gedra. En die oomblik toe sy by hierdie voete kniel, en sy huil, en haar trane maak hierdie voete sopnat. Hoor mooi, die gebruik was, dat wanneer ek jou huis besoek,
en ek die paaie gebruik het om te loop na jou toe, het ek 'n grondpad geloop wat gedeel was met kamele, donkies en perde en baie ander mense. So jou sandale het nie alles beskerm nie, jou voete was vuil, jou voete het gestink, daar was droppings van die diere wat aan jou voete geklou het. En Jesus stap hierdie man sy huis binne, en hy was nie sy voete nie. En baie keer, dit was altyd die gebruik, die slaaf, wat die swakste in hulle oë was die een wat die voete moes was, van 'n besoeker. Sodat die sandale buite bly, die voete word gewas, voordat jy die huis kan inkom. Jesus sê, jy het nie my voete gewas nie, jy het nie vir my water gegee, om my voete te was, en hierdie vrou, hierdie sondares, hierdie prostituut, het ingekom, en my voete gewas, met haar trane. Sy het haar trane, sy het haar hart besny, sy het haar hart geskeur, voor hierdie Jesus, en sy het sy voete gewas, met haar trane, met haar hande, het sy al hierdie gemors, wat aan sy voete klou, en die stof, en die sweet, en al die gemors, het sy met haar trane afgewas. En die Bybel sê, die oomblik toe sy haar hare losmaak, toe dismantel sy haar glorie. Sy dismantel haar glorie. En sy gebruik haar hare om sy voete af te droog. Luister mooi. Ek weet hoe heilig hierdie vroukie op haar hare is. Daar gaan jy 'n dag verby wanneer ons in die winkels of in die dorp loop, dat mense haar stop. Ou tannies sê, my kind, jy het verskriklike mooi hare, dis pragtig, jy is die besinnebeeld van vrou wees. En sy maak het los, sy dismantel haar alles, en sy breek oop, en dit het die disippels op 'n knop gejaag, dit het hulle op hol gejaag, dit het hulle kwaad gemaak, dit het hulle ongemakkelijk voel, en dit is wanneer die ware sondaars gaan inkom, en ons kom wys hoe God gedien word, en ek en jy hulle daar wegjaag, want dit kan nie so gebeur nie, want hulle is vuil. Hy moet by my bly. En sy het hom gesmeer met haar olie. Dis dieselfde Maria, wat op, sy het haar hele liggaam, wat die Bybel sê, Jesus sê, en sy het my gesmeer, om my ook voor te berei vir my dood, en my begrafnis. Sy het my gesmeer. En hy hang, tussen hemel en aarde, godsverlate, aan 'n riebenkruis. Daar hang hy, die koning van die eeuwe. Bebloed, stof, spoeg in sy gesig, sy baard uitgepluk, bloed wat oor sy gesig hardloop. Pastor Solita, terwyl hy daar hang, sy daar iewers, maar terwyl hy daar hang, tussen die stof en die spoegreek, en die droë bloedreek, ryk hy 'n vrygrens van die olie wat sy in sy hare gesmeer. En hy dink, en hy maak 'n belofte in die woord, jy kan gaan lees in Matteus, Markus, Lukas, Johannes. En hy sê, Maria Magdalena sal nooit in die geskiedenis deur God vergeet word. En daardie oggend, toe sy by die graf kom,
Julle moet by my bly. Die Bybel leer my dat Jesus was die laaste hoëpriester. En hy sterf, en die voorhangsel skeur, sy vlees wat geskeur word, gaan hy as die laaste hoëpriester, en niemand kon aan hom geraak het, want hy moes eers opvaar, om die bloed op die verbondsark se versoendeksel te gaan sprinkel, om die versoening te doen vir ewig. Hy is op pad. Hy is op pad. Niemand moet hom nou keer nie, want hy moet dit eers gaan doen. Dan kan hulle hom raak, want as iemand nou aan hom raak, moet hy alles weer van vooraf deurgaan. En terwyl hy op pad is, hoor hy, waar is hierdie Jesus wat julle begrawe het? Want sy graf is dan leeg. 'n eenvoudige vrou met 'n flesie salf, met 'n hart wat besny is en 'n liefde vir hierdie meester, kry dit reg om hom te stop voordat hy bo kan kom om die bloed te besprinkel. Luister mooi. En hy sê, moet jy aan my raak nie. Sy roep, sy sê, meneer, sê toch, hy is die tuinman. Meneer, weet jy waar Jesus is? Want sy kom nie herken nie. Want hy het 'n verheerlikte liggaam nou gehad. Maar iets was so bekend, toe hy by haar naam roep en sê, Maria, en sy sê, Rabboni, en sy herken sy stem. En hierdie vroukie bring vir my 'n voorbeeld van hoe die kerk van Jesus moet wees, om sy heerlikheid te sien. Gaan jy moet alles afbreek in jou lewe, voordat jy sy heerlikheid kan sien. Luister mooi. My saggies. En sy sê, Meester, selfs in die graf, wou sy liggaam gaan gesmeer met die olie. Baie koop en verkoop die evangelie. Maar Maria was uitverkoop aan die evangelie. Hoor jy wat ek sê? Vir baie met die verhoog net 'n vertoonvenster geword van hulle eie glorie. Musiek, prediking, baie uit die bywoning van kerkdienste net 'n vertoon geword. En wanneer God praat, kan jy duidelik sien wie se glorie nog nie gedismantel is nie. Wanneer jy waarsku, glo my met my hele hart vanmôre. Was al 4 vanmôre wat ons geleer gesels het. Voordat ek opgestaan het om af te sonder. Ek het vir my vrou gesê,
Ek is te bang om op die kansel te klim vandag. Want ek is dit nie waardig nie. Gisteraan praat die Here oor die vuur, en ek begin praat oor die vuur, en begin praat oor die vuur. Vanmôre se bid. Maar een keer het ek vandag oor daai altaar of vuur gepraat. Want God kan nie vuur op 'n leë altaar gooi nie. Daar moet 'n sacrifice wees. Ons het gesing, we bring a sacrifice of praise. Maar daar's 'n lied, maar my Here, daar's 'n lied, we bring a sacrifice of praise. Sacrifice. Ek weet nie wie dit geskryf het nie. Maar vir my om te loof en te prys is nie 'n sacrifice nie. Maar daar's 'n ander lied wat sê, dis 'n vreugde om my dank aan die Here te bring. As ons wil herlewing sien, gaan ek en jy, as jy wil sien dat God vanmiddag, vanaand, môreoggend, môre aan, Sondagmiddag by die doopbad, as jy wil sien dat hier iets werkliks gebeur. Iemand het vir my gesê, wens God vir 'n teken in ons midde doen. Baie mense het goed vir my al gesê die laaste dag of wat. Maar niks kan gebeur as jy nie eers jou eie glorie kan afbreek. Voordat jy hierdie tafel kan gebruik, jy moet eers waag om hierdie tafel te gebruik vanmôre, as jy iemand haat nie. Jou glorie staan nog in jou pad. Jy moet eers waag om hierdie tafel te gebruik, as jy nie kan ophou mense af te breek nie. Jy moet eers waag om hierdie tafel te gebruik, as jy nog agter jou man of jou vrou se rug sondig. Jy moet eers waag om vanmôre hierdie tafel te gebruik, en hierdie bloed te drink, en hierdie liggaam te eet. If your glory was not dismantled. Jou posisie in die wêreld, jou posisie in die werk, jou posisie in jou bankrekening, jou posisie in dit wat jy ry, dit wat jy besit, dit wat jy bly, en dit wat jy dink jy is, as dit 'n brekerhouding is, dismantel jou glorie. Ek vanmôre kans myself te doen, want as God dit gaan doen, gaan jy huil. As God die streep gaan trek, gaan jy huil. Die tyd het gekom waar ek en jy moet besef, daar's profeseë wat oor hierdie klein groepie mense hang. Dit was 120 nie op 'n saal. Dit was 25,000 wat verminder is na 300 toe met Gideon hulle. God het altyd verminder voordat hy vermeerder. En hy het gesê, daar kom herlewing. Honderde gaan gebekeer, honderde gaan gedoop word hier, en honderde gaan gedoop word met die Heilige Gees. Daai profesie het gekom uit Amerika. Daar was 'n profesie. Die vorige fondament wat die vorige eienaar hier gelê, was verkeerd gelê. Julle gaan hom afbreek en 'n nuwe fondament lê, en dan sal my naam vir ewig in daai plek wees. As ons dit wil hê. Ons wil so graag sien dat die stoele vol, al die ek soek 'n man en 'n vrou wat hulle glorie gedismantel het. Want enige vleeslike begeerte, vleeslike mens wat daar instap, by daai deur, kan 'n hele kerk se deure toemaak. Maar mooi, Yes. al my lewe 39 jaar in bediening, het ek nog altyd gesê, wanneer ek preek, was dit heel eerste vir my, en dan laat ek dit deurgaan na jou toe. En hoor my mooi vanmôre, ek gee nie om wat jy van my sê of dink nie. Hoor my mooi vanmôre, hier staan 'n man voor jou, wat geen glorie meer het nie. Ek het niks om te bewys, ek het net Jesus om te demonstreer. Wat ek het en wat ek besit is net genade. Maar die verskil is, ons wil 'n sinnerspreer opsit. Die prediker staan in die kerk,
Die groep mense staan voor hom en hy begin bid. Lord, I'm a sinner. Dan bid hulle, I'm a sinner. Lord, please forgive me. Lord, please forgive me. Sorry, dis uit die put van die hel uit. My wil sê, bekeer jou. Dis 'n berouvolle sterwingsuur vir jou by die kruis, wat jy moes hier gehang het. Nou moet jy by hierdie kruis kom, en jy moet breek voor God. Ek sien gister weer iemand sit 'n prentjie op Facebook wat sê, om te bekeer is nie trane nie, dis 'n verandering van hart. Nee. Bekering is 'n berouvolle bekentenis voor God. Ek is niks sonder hierdie Here. Ek het U vernietig aan daardie kruis. Ek is die oorsaak dat hy daar gehang het. Jy sien, hulle verstaan nie bekering en doop nie, pastoor. Hoekom? Want bekering is ek sterf by die kruis. Dan word ek water toe gedra om begrawe te word. Romeine 6, in sy doop in sy dood in deur die doop. Ek word in sy dood in gedoop. In sy naam. Want dit is die enigste naam wat gegee is wat ons gered moet word. En wanneer ek opkom met my doop in die Heilige Gees, met spreking in tale, dis apostoliese Pinksterwaarheid. Daar's geen ander waarheid nie. Een Here, een geloof, een doop, daar's niks anders nie. Kom, wys vir my iets anders. Hoor my. As jy nie in Jesus naam gedoop is nie, is jy nie gedoop nie, is net nat gemaak. Want daar was een opdrag, en daar was die een uitvoer van die opdrag. En hier kom die probleem. Wie van julle, sissies, ek weet nie van Pastor JJ en Wouter en Tony nie, en Pastor Ferdi nie, hulle het nie veel hare oor nie. Maar in die gees, jou geestelike haarlokke, hoeveel van julle sou vanmôre langs Maria gekniel het, kom my baby, kom, en daai mooi hare gevat het, nadat jy gepreek het, en geweet het, hierdie voete wat ek was, wat so stink, van die sweet, en die stof, en die mis wat het getrap het ook, want ek was met my eie traan, omdat ek weet binnenkort gaan daar spykers deur die voete geslaan word. Want dis wat sy geweet het kom. Wie van julle sou langs Maria gekniel het, en so sy gebreek het. Nou sê hy op 'n onwaardige wyse die tafel gebruik. Onwaardige wyse. Eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom skryf Paulus, daarom is daar sommiges van julle wat siek is, en sommiges het gesterwe. Hoekom? Omdat hulle die tafel onwaardig gebruik het. Jy kan hierdie tafel gebruik en môre by die werk gaan vloek en skel soos 'n matroos nie. Jy is dan uitverkoop. Wat jy sien, as jy nog die vleeslike dinge kan doen, is jou glorie nog nie gedismantel nie. En vanmôre wil ek jy moet baie mooi verstaan. Jesus sê, smal is die weg, nou is die poort, en baie min vind dit. Dis nie almal wat my sê, Here, Here, wat sal ingaan nie. Ek wil vandag weer sê, so baie mense dink hulle is op pad hemel toe, hulle is in vir 'n surprise. God het voorwaardes gestel. En ons gaan nou moet voldoen. Maar in hierdie laaste uur van die wêreld, wil God sien, dat jy jou alles afbreek en dismantel. En begin ween by sy voete. Wie sy kruis nie opneem en my daagliks volg nie, is my nie waardig nie. To dismantle your glory is to see His glory. En ek wil oorgaan na hierdie tafel toe, en ek gaan nie, soos die ander, almal wat gesoek te getuie en kom deel nou die, nee,
jy alleen, nie mamma en pappa mekaar, vergeet nou daai is mooi vir huwelikskampe en goed. Jy wat hier sit as 'n individu, gaan alleen voor God staan, as jy dit gemis het in die wegraping. Hoor mooi, Wouter, hy sê 1 Tessalonisense 4, hy sal neerdal soos die geklank van 'n aardsengel. En die wat in Christus gesterf het, Pastor Rita sal hy saam met hom bring. Ek weet nie waarom kom jy ons daaraan wat sê die dooies is in die graf nie. Dit was die Ou Testament, waar hy die sleutels gevat van die dood en die dodery, en hy het hulle wat in die dode wat onder die wet gesterf het, saam met hom na die paradys toe vat, leer my Bybel, en hy sê, en hulle wat in Christus gesterf het, het hy saam met hom bring. En hulle wat in Christus gesterf het eerste opgestaan. Hy sê net 'n paar versies voor dit, hy sê, ons tree nie soos hulle wat geen hoop het nie. As mense wat tree wat geen hoop het, geen hoop tot die opstanding nie. Hoor mooi, hy sê, hy sal, hulle kom saam, hulle grafte sal opgaan en ons in die lewe oor wat in Christus gesterf het, sal saam met hulle om in die lig tegemoet gaan. Dis net hulle wat in sy naam gesterf het, in Christus gesterf het, en die enigste manier waar jy in Christus kan sterf, is in die pad van wedergeboorte om in sy naam gedood te word. Want Romeine sê, jy word in sy dood, in sy naam gedood. Galasiërs 3:27, jy word met Christus bekleed. Hoor mooi wat ek sê, dis net die Jesus naam mense, wat sy stem gaan hoor, wanneer hy gaan neerdal. Die wederkoms is na die groot verdrukking. En dit is, die groot verdrukking was net vir die Jode geskryf, om hulle laaste kans te gee. Maar dis ander dag se topik. Luister mooi. Ek vra jou vanmôre. Ek gaan met die sit. Ek gaan kyk, hier kussentjies is nie mooiheid nie. Dis bejaarde mense, as hulle knieë seer is. Myne is baie seer. Vat vir jou kussentjie, 'n kniel op hom. Maar ek kan nie hierdie tafel bedien, as jy by hierdie tafel kom staan en sê, daar's niks meer van my oor nie. Lord, dismantle my glory, so that I can see your face and your glory. Ek dink hierdie woord kry, toe Pastor JJ gisteraan bedien in die bidtiefbord, toe besef by Here, ek weet wat sy fondament gaan u lê vir die res van die naweek. En dan gaan jou ene waarop of jy raai, het gaan nie maklik raak. Ek gaan wortel. Hoor mooi, maar God praat vanmôre met hierdie groep mense. Dit kan net by jou begin. My Here sê, Here, u praat oor die een die langs van nee, vergeet daai storie. Here, u praat vanmôre met my. Ek moet nooit eendag dit mis en voor God staan en die groot wit troon oordeel. Moet nooit sê, daai pastoor het my nooit gewaarsku nie. Ek was my hande vandag in onskuld. Wat jy hiermee maak hierna is jou saak. Jy kan lekker ribbetjies en chips koop hier na die buitekant en lekker sit en kuier en lag en te kere gaan. Maar iewers vanaand, iewers volgende week wanneer hierdie konferensie verby is, iewers gaan God jou omkeer en vir jou sê, nou is dit ek en jy. Toe ek jou besoek het, daai Vrydagoggend met Goeie Vrydag, het jy het nie eens geweet ek was daar nie, jy het nie eens belang gestel nie, want jy het gesit en beplan in die week, en jy het gesit en dink aan jou eie grootheid en hoe muscular jy is, jy dink jy het alles nou en jy's in beheer. Hoor mooi, ek nooi jou vanmôre. Ek kan 'n paar ouens te stap en sê, weet jy wat, jy het eers nodig om vanmôre hierdie tafel te gebruik nie, want ek sien presies wat in jou lewe aangaan. Maar ek wil jou 'n kans gee om na hierdie tafel toe te stap nadat jy jou glorie genoem te spantel het en gesê, Here, less of me and more of you. Ons gaan daai woordjie sing. Oh, I want to see him, as hy hom op die skerm kan gooi. Wie wil hom sien? Wie wil sy aangesig sien?
Where to sing forever of His saving grace. Wat van as jy uitstap en jy het op jou eie glorie as jy saamvat en jy sterf en jy mis dit. Jy sal nooit kan terugkom en regmaak nie. Dis wat baie mense nie besef nie. As jy jou asem uitgeblaas het, is dit vir ewig verby. Genade het vir jou gestop. Wat jy dan gedoen het met die boodskap, hang van jou af. En wanneer jou liggaam in die yskas ingestoot word, daai vroukie nou in die oggend, soen groet aan man en sy is op pad weg toe. In die middel van Johannesburgstraat, klim sy uit en sy sê vir die mannetjie wat die kar oppas, I see you later, en die volgende toe lê sy dood. Hierdie skoot in haar kop. Sy het nie geweet, is haar einde nie. Elke een wat hulle asem uitblaas, net hulle sal weet waar is hulle vandag. Maar as iemand vanmôre wat 'n naam het op daai doodsstene wat jy ken, 'n familielid of 'n vriend, dan iemand iewers vanmôre gesterwe sonder God en hulle is die ewigheid ingeslinger sonder God. Ek wil nie deel wees van dit nie. Ek wil nie die prediker wees wat rondhardloop in die hel en vlug vir die mense wat sê, daar's die prediker wat vir ons gelieg het en almal lê in die hel nie. Ek wil nie daar wees nie. Jy kan my nou haat, maar wanneer jy voor God staan, gaan jy my dalk lief hê. Wie gaan as ons hierdie koortjie sing? Ek wil nie ons toeskouers wees. Jy het nou 'n kans vanmôre. As jy maar die Here hierdie naweek, jy moet ander dan genees, verlos, red, doop by die Heilige Gees of wat ook al. Jy het nou 'n kans om vir jou eie ek en trots en wat het ook al is, jou vleeslike begeertes en vleeslike attitudes en wat die vyand ook gebruik. Want onthou, kyk gou vir my. Julle weet mos, daai Maria, hy lelike ene, hy vyand ene, hier sit sy vanmôre voor jou. Paulus sê, dit was sommiges van julle, maar julle het julle laat afwas. Deur die pad van reiniging. So kom, ons gaan dit sing, en nou is die tyd, om nou eers te vergeet van die knor in jou maag, wat sê ek is honger, en nou is eers die tyd om te vergeet, van wat wag by die huis, net 'n paar minute teenoor die ewigheid sonder God, gaan jou nie armer maak nie. Jy het vandag 'n geweldige waarskuwing gehoor. Dis mantel jou klaar hê. Kom ons sing met my sussie. Pastor JJ help ons. Asseblief. Kom knielen. Dis mantel jou glory. Oh, I want to see you. Look upon His face. Where to sing forever. Saving grace on the streets of glory. Listen, I want to lift my voice. Alle sorge is vergeet. I'm hunger thirst. Ever to rejoice. When we meet, when our Vader aankom, 3 maande uit mekaar uit. Goddelike ouers, groot is eerste wat hulle gesing het. Oh, look upon His face. And I'm gonna speak for Him. Of His saving grace.
hierdie dag. En hulle sê, all days are past. Moet ek nie. En hulle sing out at last. Amen. Jy was elke dag, dat ek gee God jou kans. En die voel is ook, wie gaan uitkniel vanmorgen en sê, Here, ek is eerste. Ek kan dit staan te my klop nie. Want ek wil die hemel mis nie. Maar ek wil ook die rede wees. Here, dat ek hier opnieuw in die openbaar weer kruisig nie. Wie is volgende? Wie wil vanmorgen sê, Here, ek gaan nie op die woord wat vanmorgen, Here. Ek kom breek my harte tot. Ek kom breek my trots. Ek kom breek my praai. Ek kom breek alles wat tussen my nie staan. Na die olie, Here, dat het begin vloei vanmorgen. Kom aan. Kama shatara mahayata lamas. Orobo shatara mahayata. No more. No more delays. No more. I dismantle my glory. I dismantle my pride. I dismantle everything that stands between me and you, Lord. Yes. Wie stond daar wat wil ek kom en sê, Here, ek sal sê. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh yes, we still have hallelujah. Yes, Lord. Chaos all lost. Ek kan expand dit doen nie. Ek het die woord afgelewe. Dis nou jy die Here. Dis nou net jy die Here. Dis net jy die Here nou. Vat jou trane en was sy voete vanmorgen. Breek jouself vanmorgen en sê, Here, ek kom na u toe. In die naam van Jesus Christus. Here, vanoggend gaan u die gekrakte riet en die beland dat die verwerp nie. U gaan die gebroke geest die verwerp nie. Want is in elk geval offer voor die Here. Here, kom leef maar u as een gekrakte riet en een beland. I dismantle my glory this morning. More of you, less of me. Jesus. Oh, I want to see. To see for
As jy sê jy's gereed, jy is individu. Stap na die tafel toe. Breek daai brood oop. Vat 'n stuk. Vat 'n glasie. Wat is sy liggaam? Dis sy bloed. Deur sy wonde is jy genees. Maak nie saak wat se krankheid vanmôre in jou liggaam skuil nie. Deur sy wonde is jy genees. En sy bloed verlos uit Satans mag. Maar sorg dat jy mense vrygespreek het. En sorg dat jy jouself vrygespreek het en vergewe het. Wie gaan hy brood breek eerste? Kom my liefie, breek jy ons hy brood. Jesus. Kan ek jou vra, terwyl ons die nagmaal doen, sing daai lied wat jy geskryf het. 'n Paar oggende terug, net 'n week terug, word sy wakker en die Here gee vir haar woorde. En ek wil hê julle moet hierdie woorde kyk. 'n Lied wat sy nou die oggend geskryf het. En sing dit saam en kom bedien jouself. Die nagmaaltafel. En vra die Here vanmôre om jou te genees en te verlos. Sy bloed verlos uit Satans mag. Prys die Here.
Oh, Jesus. Alsjeblieft, nou, van die Here. As daar iemand is, as daar enige iemand is, met krankheid onderlede wat siek is, wat glo God kan jou vandag genees, wat genesing soek, stap nou uit. God wil genees. Sy genesingskrag is hierso. Sy genesingskrag is beskikbaar. Kom ons sluit ons oë. Gees van krankheid, jou gees van krankheid, I rebuke your works in the mighty name of Jesus Christ, and I cast you out. Leave this body now, in Jesus' name. Herstel haar gehoor, Here. Het jy enige pyn? In die naam van Jesus. In die naam van Jesus, dank ons U ons eer die Here, dat U die knie herstel, jou gees van pynigheid, wat die liggaam uit in Jesus naam. Sien die naam op die tand die sêre, gesit die styf hier langs, of hoor langs, hoor die paaie, aan agterste.